goeiedag almal. Ek ry so en kom by my op laat ek wil eintlik 'n video maak. Ek het lank terug, baie lank terug. Ek het my bediening lank terug opgegee en ek het nie video's gemaak nie meer audio's gemaak nie, nie meer boodskappe getik nie meer vir kans af agter 'n kans al gestaan nie. Het 'n bietjie vir die pad afgegaan, sien sommer as 'n belydenis, was verkeerd gewees, het die Here om vergifnis gevra. Maar intussen het ek reg my lewe probeer regry. Ek werk hard aan en praat reg, probeer reg handel, reg doen, reg dink. En terwyl ek ry, ek is negatief, ek is moedeloos, raad op, deel vriendloos familie, jy weet, voel waardeloos, moedeloos, jy weet, daai familiekie, jy weet, alles loop verkeerd by die werk, gaan dinge nie goed nie, persoonlik gaan dinge nie goed nie, finansies is onder druk, we gaan alle ou klein, simpel goedjies, jakkalsies van die wingerde vervoes, jy weet, en ek kom my neer dat hier die vyand val hom en soveel meer aan, wanneer jy nader aan die Here probeer leef, wanneer jy 'n verhouding met ons Vader probeer herstel, en meer tyd met ons spandeer, en op die regte pad probeer loop, soos byvoorbeeld nou sal daar 'n suspected spam wees, for some reason, en as jy dooddruk, sal daar 70 ander nommers seker ook hier oppop, net daarna. Maar in elk geval, jy weet, hy val 'n mens aan, hoe meer jy jou lewe in lyn probeer kry met die woord, hoe meer opdraande gee hy vir jou. Persoonlik val hy jou aan, liggaamlik val jou aan, dit was die meeste van siektes ek in my lewe nog gehad het. Eers ek het pragtig waar deurgeloop onder verkouers en grieps en spierpyn en voetpyne en kopsere en slaaplose nagte en maagkrampe, weet so goed alles nie. Maar dis alles deel van hoe die vyand jou aanval. En ek raak regtig moeg en ek raak moedeloos en mat. Ek gaan vir jou sê, mens raak so moeg. Jy weet later nie meer wat se kant toe nie. Dit is nie altyd maklik nie, dit is nie altyd lekker nie. Dan dink jy myself, waarom laat die Here dit goed toe? Waarom laat die Here toe dat dinge by jou werk gebeur? En jy kan niks daaraan doen nie, jy kan nie dit beheer nie, dis heeltemal buite jou vuurmaakplek, dis nie jou skuld nie, dis nie jou veroorsaak het nie, maar dit gebeur. Hoekom laat die Here toe, terwyl jy besig is, en besig is met goed wat gedoen moet word, dit moet klaar kry, en dan sal jy soke seer voete kry, wat voet jy nie goed kan loop nie, of jy sal 'n spier in jou arm seer maak, dat jou hand selfs dood voel, maar jy het nie tyd om te gaan staan, te gaan sê jouself jammer kry nie, die werk moet aangaan, dit moet gedoen word, dinge moet gebeur. Waarom laat die Here toe, laat dinge soms in 'n mens verhouding sleg gaan, al gee jy jou uiterste beste? Dit kom by neer, ons laat soveel keer toe, want deur negatief te wees, gee ons vir die vyand net sy sin. Want wat nou gebeur is, die vyand kry ons van die pad, hy maak ons moeg, hy trek ons af sy vlak en hy boelie vir ons, hy boelie ons knie lam. En die probleem is, in plaas van dat ons sterk staan en ons weerstaan, gaan ons en ons gee in. Ons begin kwaad raak, ons begin moedeloos raak, ons begin negatief raak, ons begin depressie ontwikkel, ons begin in 'n gemors te dink in ons gedagtes in. En dis wat hy wil hê, want daai goed trek ons weg van die Here af, daai goed begin weer skade te maak met die verhouding wat ons met ons Vader moet hê en het. Dit maak vir ons lewens vuil. Dis wanneer mense om jouself oorgee aan drank, dwelm, sigarette, allerlei vuil gewoontes, vuil praatjies, opgee op 'n verhouding, opgee op 'n werk. Dit is wat gebeur, dis wat hy wil hê. Want sodra jy dit doen, dan wen hy wen weer 'n siel vir homself, die sakkie. En ons
ons besef dit nie altyd nie, ons is dan naïef om dit te besef, want wie blameer ons dadelik? Ons blameer vir God. Yes, hoekom doen God dit? Hoekom die Here toe met my te gebeur? Hoekom verander die Here nie my omstandighede nie? Maar dit is presies hoekom. Want ons laat dit toe. Die woord sê vir ons moet die vyand weerstaan, en hy sê vir ons waar weggaan. En dis die probleem, ons weerstaan hom nie, ons, geef my 2 sekondes, sorry, dit gaan hier so ingee. Doe my lang. Dankie. Julle bome sal handle. En ons blameer dadelik vir God vir al ons probleme, sorry. In plek van ons die sakkie weerstaan, teenstaan en versterk in gebed. Wanneer hy ons slaan, hy sal die wind van seile uit. Hy sal ons wind uit dat ons voel ons wil gaan lê of gaan sit of op ons knieë neerdruk. Doen dit. Gaan op jou knieë, gaan lê plat op jou gesig en dan bid jy. Want jy's klaar op die regte posisie, jy kan nie verder afval nie, jy kan nie verder neersak nie, jy's klaar plat geslaan, jy's klaar op die maag, laer kan jy nie gaan nie, harder kan jy nie val nie, verder kan jy nie val nie. Dis waar ons moet lê. Dit is aangesig in die grond, dis wat ons God aanroep vir hulp. Die woord sê vir ons, roep my aan in die uur van benoud en ek sal vir jou uithelp. Kind van God, dit is waar ons moet begin sterk staan. En ek preek vandag vir myself, baie harder as vir julle, want ek is skuldig aan alles wat ek genoem het hierbo. En dis verkeerd van my, en ek bemoedig jou daardeur, want ons almal kom op 'n punt daar wat mense regtig net deel van die Loos familie voel. Sterkte vir julle, Suspected Span.